Hallo graad 9's, luister, ons gaan nou so begin met hierdie hersieningssessies. So ons gaan elkene van juffrou Adams se werkskaarte deur, maar ek sluit ook die slides wat julle nodig het om die antwoorde vir die werkskaarte te kan doen. Sluit ek natuurlik in hierdie hersieningssessies. So kom ons begin heel eerstens en ons kyk na jou struktuur van jou spysverteringsstelsel. Nou daar is verskillende byskrifte wat jy moet ken, naamlik die tong wat in die mondarea is. Daar is ook natuurlik speekselkliere wat daar is. Jy het 3 pare speekselkliere, met ander woorde 6 in totaal. En nadat jy die voedsel gesluk het, beweeg die voedsel met die slukdarm af na die maag toe. Uit die maag uit beweeg die voedsel dan in jou dindarm in. Van die dindarm af gaan die voedsel in die dikdarm in. En dan kom dit almal by die laaste gedeelte van die dikdarm uit, wat bekend staan as die rectum. En dan het jy 'n opening waardeur jy gaan ontslaa raak van hierdie onverteerde of onnodige reste. En dit staan bekend dan as die anus. Nou die 4 prosesse betrokke natuurlik by vertering is ingestie, is waar jy voedsel inneem deur jou mond, en dan vertering is baie van die komponente van die voedsel is te groot, en dan het jy ensieme wat dit finaal afbreek tot dit klein genoeg en oplosbaar is, sodat jy dit kan opneem in jou bloedstroom. En daai afbreek van die voedsel totdat dit klein en oplosbaar is, dit staan bekend as vertering. En wanneer jy dit opneem in jou bloedstroom, staan dit bekend as absorpsie. En dan is daar natuurlik 'n klomp van hierdie oortollige en onverteerde reste wat jy van ontslaag gaan raak, wat in jou spysverteringskanaal bly. Met ander woorde, dit word nie opgeneem in die bloedstroom nie. En as jy ontslaag raak daarvan, dan staan die proses bekend as egestie. Kyk na die volgende slide, die gesondheidsake. Is daar 4 gesondheidsake waarvan ons moet weet. Die een is maagsere. Daar kan fisies gate gevreet word in die wand van jou maag, wat baie gevaarlik is, want dan kan sure uit jou maag uit lek in jou buikholte in, en dit kan groot probleme vir jou veroorsaak, en ons noem dit maagsere. En bakterieë kan onder andere lei tot maagsere, bakterieële infeksies. Ons kyk na anoreksie. Nou dis 'n sielkundige toestand waar mense gewigverlies begin assosieer met beter lyk en hulle selfvertroue word opgebou ensovoorts, maar in die proses onneem hulle liggaam van belangrike voedingsstowwe wat selle nodig het om hulle funksies te verrig en natuurlik hulle self in stand te hou. So dit kan lei tot groot probleme. En dan kry jy diarree. Nou is gewoonlik bakterieële infeksie, en 'n manier wat jou liggaam probeer ontslaa raak van hierdie bakterieë in jou spysverteringskanaal is om so vinnig as moontlik ontslae te raak van bakterieë, en dit doen dit deur spiersamentrekkings te versnel. En as daai spiersamentrekkings in jou dikdarm versnel, beweeg die voedsel te vinnig deur jou dikdarm en te min water word opgeneem. En dis hoekom dit so halfpapperig is. En 'n toestand staan bekend as diarree. En dan is daar lewersirose. Dis waar daar verskillende faktore jou lewer so kan afbreek dat jou lewer nie meer sy belangrike funksies kan verrig nie. En drank kan daarvoor verantwoordelik wees, 'n virale infeksie bekend as hepatitis kan daarvoor verantwoordelik wees, of dwelms kan daartoe lei. Nou ja, nou kyk ons na die werkskaart. En die eerste vraag wat die juffrou vir julle vra, wat is die hooffunksie van die spysverteringsstelsel? Nou soos ek sê, dis om voedsel te verwerk. Dis wat die spysverteringsstelsel doen. Nou jou selle het 'n behoefte om funksies te verrig. Jou selle het werk om te doen, maar hulle het stowwe nodig om die werk te kan doen. En dan het hulle natuurlik ook hulle moet hulle self in stand hou. En dis waar die spysverteringskanaal inkom. So spysverteringskanaal verwerk voedsel, breek voedsel af sodat dit opgeneem kan word in die bloedstroom. Dan moet julle natuurlik al hierdie dele memoriseer, soos ons net vir julle ook gesê het. En nou vra die juffrou by nommer 3, is noem die 4 prosesse wat by voeding betrokke is. Nou die een by die mond staan bekend as ingestie. Nadat die voedsel ingeneem is, word dit afgebreek tot dit klein genoeg en oplosbaar is. Ons noem dit vertering. En dan moet dit opgeneem word in die bloedstroom in. Ons noem dit absorpsie. En dan raak jy ontslae van onverteerde of oortollige reste. Dit wil sê voedselkomponente wat agterbly in jou spysverteringskanaal, en jy raak ontslae daarvan deur die anus, deur die proses bekend as egestie. So daar is jou 4 prosesse. 3 oorsake van lewersirose. Ons het ons vir julle gesê, dit kan as gevolg van drank wees, dit kan as gevolg van dwelms wees, of 'n virusinfeksie bekend as hepatitis. En dan laastens vra die juffrou hierso nog 3 ander gesondheidstoestande geassosieer met die spysverteringsstelsel. En as jy mooi kan onthou behalwe lewersirose, was daar anoreksie was daar gewees, daar was maagsere gewees,
en daar was diarree gewees. Ons gaan volgende keer aan met werkskaart 2.